Matteus 19 is die verhaal waar Jesus met die jong ryk man 'n gesprek het. En hy kom in vers 16. En dan lees ons dat Matteus dit so opskryf: daar het iemand na hom toe gekom en gesê: meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En dan begin die Here met om die gesprek oor eers, hoekom noem jy my goed, net God is goed. En dan sê hy, maar jy weet wat sê die wet, gaan onderhou die gebooie. En dan vra hy, maar watter van die gebooie moet ek nou eintlik onderhou? En dan onthou, hulle het nou nie net die 10 gebooie gehad nie, die fariseërs het dit uitgebrei na 613 wette. En as hulle vir die Here uiteindelik ook in Matteus 22 vra, wat is nou die belangrikste van al die wette? Dan dink hulle nie net aan die 10 nie, hulle dink aan hierdie 613 wat hulle self gaan optel het, om hom te probeer uitvang dat hy een bo die ander sou stel. Maar dan antwoord die Here vir hom, hy gaan so deur die gebooie, maar dan sê hy in vers 19 vir hom onder andere dan ook, en eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou weet ons, loop die gesprek verder. As die Here vir hom sê, of as hy sê, hy het alles gedoen, en die Here sê, maar jy kort een ding, dis gaan verkoop alles. Maar ons gaan nou nie daarby stilstaan nie, ek wil hê jy met hierdie woorde hoor, eer jou vader en jou moeder, en jou naaste lief hê soos jouself. Dus as ons nou terugblaai na hoofstuk 18 toe, dan is dit die gesprek wat Jesus met Petrus, en uiteindelik ook met die ander disippels het, as Petrus in vers 21 na die Here toe kom, en vir hom vra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe, as hy iets verkeerd teenoor my gedoen het? Selfs 7 keer? Is nog breed. Die Jode het geglo 3 keer is genoeg, en nou maak Petrus dit selfs verder, om te sê, nee, selfs 7 keer. Vers 22, Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. En dan gaan hy voort om ook die gesprek te hê oor die verhaal van die man wat daar by die koning aankom. En sy skuld is so groot, dat dit eintlik oneindigend groot is, onbetaalbaar groot is, en die koning wil hom in die tronk stop, en hy pleit vir genade, en dan skryf die koning al hy skuld af. En as hy uitloop, julle ken die verhaal, dan kry hy die mede-amptenaar wat hom maar net 'n paar rand skuld. En dan gryp hy hierdie ou en sê, betaal wat jy skuld, en as hy sê, asseblief, ek kan nie, maar gee my net uitstel, dan wil hy dit nie doen nie, en hy laat hom in die tronk gooi, en dan hoor die ander mense daarvan, en dan gaan vertel hulle vir die koning, en roep die koning hierdie ou en sê, jou skrik, is die woorde wat hy gebruik. Hoe in die lewe kon ek vir jou al hierdie skuld afgeskryf het, en jy is nie bereid om die bietjie wat iemand anders ter jou skuld af te skryf nie. En dan weet ons, moet hy in die tronk gegooi word, en dan sê die Here, vat hy daai gelykenis saam om te sê, dis wat ek met julle sal doen, of my Vader in die hemel sal doen met julle, as julle nie bereid is om mekaar te vergewe nie. So 2 gedagtes, die liefde en die gedagte van vergifnis, wat ons vanmôre so oomblikie by gaan stil staan. Nou vriende, vir meeste van ons wat vanmôre hier sit, is Moedersdag 'n geleentheid waar ons so 'n bietjie die liefde van ons ouers, ons moeders vier. Daardie mooi verhouding wat daar tussen ouer en kind behoort te wees, tussen ma en kind te wees. Dis 'n geleentheid waar kleintjies in die huis baie moeite doen om so 'n dag spesiaal vir mamma te maak, en ek hoop dit was so. Daar word blommetjies gegee, en daar word gediggies geskryf, en daar word ontbyt in die bed gegee, of vandag is daar 'n lekker ete wat voorberei word. Maar op een of ander manier probeer kinders vir mammas vandag sê, baie dankie, al is dit partykeer die pappa wat al die werk moet doen, net om seker te maak die dinge gebeur wel. Maar dis 'n manier wat, of 'n dag wat ons gebruik om die liefde wat daar tussen moeder en kind is, te vier en te waardeer. Maar 'n klompie jare terug, dit het nou al in 2013 gebeur, was daar 'n vrou met die naam Deborah Collins. En jy gaan haar prentjie daar sien, en jy moet maar so oomblikie met jy haar gesiggie mooi kyk, en alles wat ek van haar gaan sê, moet so 'n bietjie by jou indrink vanmôre. 2013 se Moedersdag, dit was die 12de Mei 2013. Was hierdie Deborah Collins, sy was 'n joernalis gewees in Johannesburg, in New Orleans in Amerika. Sy het daar groot geword, haar pa was 'n swart man gewees, haar ma was 'n Joodse vrou gewees, en hulle het hulle lewe lank in New Orleans groot geword. Julle weet New Orleans is 'n baie groot swart gemeenskap,
En hulle het die gebruik om jaarliks op Moedersdag 'n baie groot karnavalparade te hê. En sy was die dag 2013 se Moedersdag, was sy deel van die parade gewees. Nie om deel te hê aan die Moedersdag episode nie, maar as joernalis om te skryf, 'n artikel te skryf oor hierdie mooi gebruik wat hulle elke jaar het. En terwyl hierdie parade op 'n stadium by 'n plek verby beweeg het twee broers eenvoudig in die skare ingeloop en net rond en bond begin skiet. En wonder bo wonder is niemand daardie dag dood nie. Maar dit was die grootste, soos hulle nou in Engels sê, mass shooting wat daar nog was in die geskiedenis van New Orleans. En 19 mense is daardie dag raak geskiet. Onder andere hierdie Deborah. Ekskuus. Sy is die ergste van almal getref. Een van die patrone het haar hart net rakelings gemis. En ander patrone het haar binne ingewande so beskadig dat sy uiteindelik 30 operasies moes ondergaan. Elke keer om te probeer om die skade weer reg te maak. Die komplikasies van hierdie wonde was uiteindelik so groot dat sy 4 jaar later, letterlik amper op die dag, 10 dae voor die tyd, op 2 Mei 2017, het sy toe gesterf aan komplikasies ten opsigte van al hierdie wonde wat sy gehad het. Maar in hierdie 4 jaar wat sy geleef het, van 2013 af, het sy 'n ongelooflike reis gehad. En dis wat ek eintlik vanmôre bietjie met jou wil deel. Want ons leef mos so dat sekere dae sekere herinneringe by jou voortbring. En sekere dae het vir jou mooi herinneringe en ander dae het vir jou nie sulke lekker herinneringe nie, maar ons koppel nogals gebeure wat op 'n sekere dag en datum plaasgevind het aan hoe ek daai dag vier of hoe ek daai dag deurbring. Vir sekere mense 'n sekere datum gee sommer vir jou so 'n knop in die keel want daar het iets slegs op daai dag gebeur. Ek het dalk 'n maat verloor, ek het dalk een van my ouers verloor, wat die geval ook al is, maar daai dag is nie 'n lekker dag nie. Ek wil amper so half by hom verbygaan want ek hou nie van daai dag en datum nie. Of partykeer is dit 'n gebeure, 'n Kersfees of 'n Vadersdag of 'n watter dag ook al, maar daar het iets slegs gebeur en ek hou nie van die dag of datum nie. Ander datums gee ons weer vir jou vreugde. Daar het iets moois gebeur. Dit was my troudag of dis die dag wat my kind gebore is of wat die geval ook al was, maar daar is vreugde op daardie dag en ek vier fees as dit by daardie dag en daardie datum kom. Hoe sou Deborah Collins Moedersdag verder vier? Was die vraag gewees. Sou sy vashou aan hierdie herinneringe van dit was 'n tragiese dag, dit was 'n traumatiese dag, 'n dag wat haar lewe verander het, littekens oral oor haar liggaam wat haar gewys het en vertel het van wat op daardie Moedersdag gebeur het, of sou sy dalk 'n ander rigting inslaan? As jy die boek gaan lees, dan weet jy dat sy het gekies om 'n ander rigting aan te gaan. Sy het gekies om die pad van liefde en van vergifnis en van genade te loop. Word in die boek geskryf, ek gaan nou net iets meer oor die boek sê, dat sy besluit het om hierdie twee persone te vergewe. Die dag toe hulle in die hof verskyn, hulle is 2 dae of 3 dae daarna as hulle gevang, het uiteindelik skuldig gepleit, hulle sit vandag nog in die tronk, lewenslang tronkstraf gekry. Maar die dag met die verhoor, het sy gevra of sy voor hulle kan staan. Sy wil met hulle praat. En toe het sy hierdie woorde vir hulle gesê: ek wil hier wees vir julle. Julle is nie gebore om op 'n parade los te brand en mense koelbloedig dood te skiet nie. Dit gaan nie die einde van julle verhaal wees nie. Dis ook nie wat op julle grafstene gaan staan nie. Julle het steeds die vermoë om goed te doen, om 'n verskil te maak, om die wêreld te verander selfs van agter die tralies af. En ek gaan hier wees om julle te ondersteun. Kort na daardie hofsitting het 'n ander joernalis met haar 'n gesprek gehad. En in daardie artikel word geskrywe, wat sy gesê het, mense was verstom dat ek werklik deernis kon voel vir hierdie jong swart mans. Nie net het sy hulle vergewe nie. Nie net het sy hierdie gesprek gehad nie, maar sy en die persoon wat die boek geskryf het, wat 'n ander joernalis was, hy is daardie dag in sy been gewond, het op 'n dag na die tronk toe gegaan en hulle het doelbewus gegaan om te sê, ons vergewe julle vir wat julle aan ons gedoen het. En hy het terugbeweeg, hy kom uit Europa uit en sy het daar gebly en sy het hierdie persoon wat haar geskiet het, een van die boeties, het sy gereeld gaan sien.
skryf in die boek, of dit word in die boek geskryf, ander persoon het die boek geskryf, nadat sy dood is, skryf in die boek dat sy het gesê, sy wil net so graag verstaan het. Hoe kan 'n mens, so die Engelse woord wat gebruik word, dead-hearted wees? Hoe kan jy so dood in jou hart wees, dat jy bereid is om op jou eie mense los te bars, en dit eenvoudig te skiet links en regs? Uiteindelik het sy 'n pad met hierdie jong man begin loop, sy het hom begin mentor, en sy het hom uiteindelik na die Here toe gelei. Ongelukkig weet ek nie veel verder wat vandag met hom aan die gang is, nadat sy toe nou skielik 4 jaar later dood is nie. Maar Deborah Collins het 'n besluit geneem, om een van die grootste tragedies wat haar lewe oorgekom het, en wat haar lewe gebeur het, nie te gebruik om elke jaar met Moedersdag daaraan te dink nie. Te onthou van die wonde wat sy opgedoen het, van die merke wat sy op haar lyf het nie, maar van het pad van liefde en vergifnis en genade wat sy bereid was om te loop. En as mense hierdie verhaal lees, as jy daai boek kan koop, dis 'n ongelooflike verhaal om eintlik te lees. As jy hierdie tipe verhale lees, dan ruk dit jou mos aan die hart. Dit maak jou as ware emosioneel om net dit te luister of dit net te hoor, want dit is so groot dat iemand bereid kon wees en om dit te kon doen. Om skieters, weet jy, hoe sê my dit anders, mense wat bereid is om iemand anders om net te skiet, te gaan vergewe, en 'n pad met so iemand te begin loop. En vriende, ek noem nou maar haar naam, maar as jy na die volgende skyfie kyk, dan is daar 'n klompie ander vrouens, en hulle was al almal hier by ons. Onthou julle vir Allison, die jong vroutjie wat in Port Elizabeth een nag deur 2 mans oorval is, herhaaldelik verkragt is, soveel keer met 'n mes gesteek is, dat die dokters nie kon tel hoeveel wonde het sy opgedoen nie. Uiteindelik het hulle haar keel afgesny, en sy het letterlik met haar kop los op haar lyf, het sy gestrompel tot by die pad tot waar iemand haar gekry het, en sy het dit alles oorleef. En dan skryf sy, of word hierdie boek oor haar geskryf, I Have Life, van hoe sy deur hierdie pad van rekonsiliasie en versoening moes loop, om uiteindelik hierdie ouens te vergewe. En julle sal onthou toe sy by ons was, as jy dalk daai dag hier was, die gesprek wat sy gehad het rondom dit. In die middel hoor ons van Jolandi Kokkie, onthou julle, sy was ook hier. Jolandi en haar man Peer gaan Jemen toe, besluit hulle wil graag daar 'n verskil in mense se lewens gemaak. Hy gaan gee Engels by die universiteit, en sy doen hierdie homeschooling onder minderbevoorregte kinders. En op 'n dag word hulle deur Al-Qaeda gevange geneem en ontvoer, en sal hulle vir 558 dae in hierdie ontvoering gewees het. Sy word uiteindelik vrygelaat, en hulle sal op 'n later stadium sou hulle vir Peer vrygelaat het. In die aand voordat hy vrygelaat is, toe kom die Amerikaners mos om een van hulle eie manne te probeer red, en Peer verloor sy lewe. Hy word in daardie proses doodgeskiet. Die prentjie die bo, is die YouTube videoetjie wat praat van krag van vergifnis. Jy kan daai verhaal gaan luister, hoe sy hierdie pad moes geloop het, om uiteindelik ook hierdie klomp terroriste te vergewe. Annelie Groenewald aan die regterkant, wat ook hier by ons was, die dokter wat saam met haar gesin in Kabul in Afghanistan was, en nou die Taliban, op 'n oggend is hy uitgeroep hospitaal toe om te gaan werk, en die man en kinders het in die huis gebly, en die volgende oomblik die terroriste ingekom, en dit het eenvoudig hulle hele gesin uitgemoor, doodgeskiet. En sy sou waarskynlik haar lewe ook verloor het, as sy daai dag in die huis was. Ook haar boek vertel van hierdie reis van om te kies teen bitterheid en teen haat en teen wrok, 'n pad van vergifnis, 'n pad van genade, 'n pad van deernis vir mense. Ek wonder deesdae, en dalk meer as in my vroeër dae, ek wonder deesdae meer, hoekom ruk sulke verhale ons so bietjie tot stilstaan? Hoekom word ons so getref deur hierdie groot verhale van mense wat as ware amper die onmoontlike reg gekry het om mense te vergewe vir dit wat verkeerd aan hulle gedoen is? Maar as dit kom by dit wat ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het, dan is dit asof dit maar net nog iets is. Dan is dit asof dit maar net nog 'n gebeure is wat ons in ons kerklike jaar, elke jaar hier rondom Paasfees ervaar, en ons gaan deur dit, maar dit ruk my nie meer tot stilstaan, soos wat hierdie verhale dikwels doen nie. Terwyl ons liewe Heer selfs soveel meer moes deurmaak, as wat hierdie vrouens, party van hulle moeders,
moes deurgemaak het. En meer as dit, ons liewe Here het dit vrywillig gedoen. Hierdie mense het waarskynlik nie 'n keuse gehad nie, hulle was ongelukkig op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd gewees, maar ons liewe Here presies geweet waarvoor hom inlaat. Ek kan amper dink dat as hulle geweet het, hierdie tragedie wag op hulle, sou hulle op enige ander manier dit probeer vermy het, maar jy stap ons nie oop oë net in so groot tragedie in nie. Ons liewe Heer het geweet waarvoor hy hom inlaat. En ook hy dra soos hierdie Deborah die littekens vir alle ewigheid aan sy hande, aan sy voete en aan sy sy, as herinnering van wat op Golgotha gebeur het. Maar onthou julle op Golgotha, toe hy aan daai kruis hang, wat doen hy? Hy pleit by sy Vader, asseblief vergewe hierdie mense. Hulle weet nie wat hulle mee besig is om te doen nie. Ons hoor nie dat ons Here Jesus daar sê, asseblief Vader, stuur vuur en verwoes hierdie spul wat hier voor my staan en my koggel en my spot, of laat die engele kom, dat hulle tog net iets van die grootheid sien, of laat ek van die kruis afkom, dat ek hulle bewys ek is die Messias nie. Nee, Vader, vergewe hulle. In sy oomblikke, sy laaste oomblikke, is dit die Here se hart. Is dit die pad wat die Here kies? Geen haat, geen bitterheid, geen wrok nie. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Deborah Collins moes iets hiervan by die Here geleer het. Daarom was dit vir haar moontlik om uiteindelik hierdie ou te gaan vergewe en selfs 'n pad met hom te loop. Dit wat Jeremia al vir ons gesê het in Jeremia 53 vers 5 is so waar van ons Here, net daai tipiese gedagte van oor ons oortredinge is hy deurboor, oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wanneer ek en jy die Here ontmoet die dag wanneer ons in die hemel gaan instap, sal ons hierdie merk op sy hande en op sy voete sien as herinnering en as tekens van die prys wat hy betaal het om uiteindelik vir my en vir jou sy kind te maak. Maar net soos hy gekies het om nie die pad van bitterheid en van wrokke te loop nie, maar van vergifnis, so het Deborah Collins gedoen. So het Allison gedoen, so het Jolandi Kokkie gedoen, so het Annelie Groenewald gedoen. En so glo ek vanmôre doen elke ouer dit ook, elke moeder dit. Ek het al baie keer in my lewe gesê, vandat ek so 'n bietjie meer verstand gekry het, daar's geen mens op aarde wat so kan lief hê soos 'n ma nie. Wat so kan vergewe soos 'n ma nie. Wat soveel deernis en sagtheid kan hê soos 'n ma nie. Want die hoeveelheid kere wat mammas al hulle kinders se sondes en oortredinge en foute en ongehoorsaamheid moes vergewe, grens eintlik aan die onmoontlike om dit reg te kry. En tog doen mammas dit elke dag. Word dit op 'n gereelde daaglikse basis gedoen wat mammas hulle kinders met soveel liefde toevou en vergewe vir wat verkeerd gedoen word en in deernis verder verdra en versorg. As jy as mamma dit kan regkry, moet jy dit ook by ons liewe Heer geleer het. Want dit is vir ons as mense eintlik onmoontlik om so sagte hart te hê wanneer daar teenoor ons verkeerd gedoen word. Miskien sit jy vanmôre hierso en het Moedersdag vir jou mooi herinneringe. Miskien sit jy vanmôre hierso en het Moedersdag vir jou slegte herinneringe. En wat ook al die oorsaak is dat hierdie dag vir jou mooi herinneringe inhou, en dit vir jou 'n lekker dag is, of wat ook al gebeur dat hierdie dag vir jou 'n slegte dag is en slegte herinneringe in dit is op die einde van die dag dalk nie die grootste saak nie. Die grootste saak is, ek en jy, of jy as mamma of as moeder, het vandag die uiteindelike 100% keuse wat jy daarmee gaan doen. Net soos wat Deborah Collins die keuse gehad het om elke oggend te sê, elke jaar te sê, as dit by Moedersdag kom, ek gaan terugdink aan hierdie verskriklike wreedheid wat aan my gepleeg is. Kyk hoe lyk my liggaam, dis vol gate, dis vol snymerke, dis vol wonde, as herinnering van 'n dag wat gebeur het, toe iemand besluit het om net eenvoudig 'n klomp mense, hy wou hulle eintlik doodgeskiet het. Of, dis die dag wat ek onthou, ek het die keuse gemaak om hierdie persoon te gaan vergewe. Ek het die keuse gemaak om saam met hierdie persoon 'n pad te loop om sy lewe te verander. Jy as ouer, as moeder, het 100% die keuse om te besluit, wat maak ek met my herinneringe van Moedersdag?
Oggend is my gebed vanmôre en ek pleit dit dat jy by die Here allereers sal gaan leer. Dat jy by die Here gaan leer dat ongeag wat aan jou gedoen is. Soos wat dit met hom die geval was, mense hom glad gesel het en laat mense hom aan 'n kruis laat hang het, mense hom vermoor het, hy nog steeds kon sê, vergewe hulle asseblief. Dat Deborah Collins en Ellison en Jolandi Kolkie en Annelie Groenewald en jy kan nou klomp ander vrouens, ons het nou nie tyd om by hulle almal stil te staan, dat hulle vir jou vanmôre sal inspireer om dieselfde pad te loop, as daar seer vir jou gegee is, om te sê, Here, ek kies die pad van vergifnis. Ek kies die pad van genade, ek kies die pad van sagtheid en van deernis, en noem nou maar op watter gevoel, eerder positief as negatief. En mag die Here vanmôre vir jou help, om net weer te besef dat hy altyd die liefde bo bitterheid gekies het. Dat hy altyd die pad van vergifnis bo vergelding en wrok gekies het. En dat ek en jy deur ander mense se verhale geïnspireer kan word om presies dieselfde te doen. Mag die Here werklik vir jou as moeder help om hierdie keuse te maak. Amen.